Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die wonderlikste naam bo alle name. What a lovely name, the name of Jesus. Ek wil net vir Dominee Johan en die bestuursraad baie dankie sê vir die geleentheid wat ek vandag om die woord hier te kan bedien en ook met u te kan praat oor die wonderlike saak van geopende deure. Geliefdes, ek wil graag vir ons saam lees uit die woord van die Here. Twee gedeeltes in Lukas 13 vers 23 tot vers 27 en dan ook Lukas 12 vers 47 en 48. Lukas 13 vers 23. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom: "Here, is die wat gered word, maar min?" Hy sê vir hulle: "Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep: Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord: Ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê: Ons het saam met u geëet en gedrink, en op u straat het ons die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê: Ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my wegkom. Dan het Lukas 12 vers 47 en 48. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Ek wil as teksgedagte vers 24 van Lukas 13 gebruik, en verskoon my dat ek dit aanhaal in die ou vertaling. Van ons ouer garde sal dit dalk ook goed ken. Vers 24, hy sê: Stry hard om in te gaan deur die noupoort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Stry hard om in te gaan deur die noupoort. Die woord van die Here sê: as die regverdige nouliks gered word, waar sal die sondaar verskyn? Nou, iemand het eendag gesê: You cannot go to heaven in a rocking chair, because there's no lazy bones there. Stry hard om daarin te gaan, om hemel te maak. Kos geliefdes, om hard te stry, om aan te hou, om vas te hou, om aan te hou om Jesus te dien. Tydens 'n besoek wat ons 'n klompie jare gelede in die Kaap gehad het, het ons die Saterdagoggend daar by die Markplein besoek gaan aflê. En daar is baie verskillende stalletjies daar en onder 'n baie pragtige blomme stalletjies ook. Maar aan een kant was daar 'n verhoog gebou en daar kon mense hulle saak kom stel soos wat Paulus dit daar in Athene gestel het. Maar dan kon daar ook predikers daar optree. Nou die spesifieke dag toe ons daar was daar 'n kleerlingman, 'n prediker wat daar 'n openlig diens gehou het. Nou geliefdes, hy het seker vir 20 minute terwyl ons hom dopgehou het hy net 2 frases die hele tyd gepreek. Hy het so op die verhoog so rondgestap, maar stap hy na een kant en sê: Ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n geestelike oorlog. Toe Johanna stap hy weer na die ander kant toe. Dan sê hy: Ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n geestelike oorlog. Dit het dalk lagwekkend geklink en dalk eenvoudig geklink, maar geliefdes, hoe waar is sy woorde nie? Want Efesiërs 6 vers 12 sê: Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers, die bose geeste in die lig. Paulus skryf hier, hy sê, hy noem dit 'n worstelstryd teen die bose waarmee ons van dag tot dag te doen kry, en dit kos hard stry om staande te bly en kop bo water te kan hou. Nou geliefdes, 'n mens moet jou hele lewe inrig om heilig te kan lewe en rein te kan lewe
En dan moet 'n mens nie geleentheid gee vir die duiwel nie, want hy wag vir 'n geleentheid. Nou sê ek altyd, 'n mens speel nie by 'n slang se gat nie, want hy gaan vir jou pik. Geliefdes, as jy 'n probleem het met jou oë, dan gaan jy tog maar nie daar op die strand sit waar al die meisies met die bikinis rondloop nie. Jy gaan daar 'n probleem kry. As jy 'n probleem het met gedagtes en dinge wat nie rein is nie, dan sit jy nie voor die televisie en kyk al die smerige prente wat daar vertoon word nie. Jy hoort nie daar nie. Ek hoor ander dag 'n man het gaan werk hier in Midde-Afrika en so na 6 maande toe sê hy vir sy vrou, nee wat, ek gaan nou terugkom. Hy sê, want die meisies hier raak nou te vriendelik met my. Laat my dink aan Josef, wat toe Potifar se vrou hom wil verlei, toe sê hy, sal ek so teen my God sondig, en hy het gevlug. Nou geliefdes, so kos dit baie keer maar vlug vir die dinge wat ons wil wegtrek van ons wandel in die Here. Die skrif sê, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Geliefdes, dit help nie om halfpad te kom met hierdie pad waarmee ek begin het met die Here Jesus en dan op te hou. Ons moet volhard tot die einde toe. As mens aan 'n wedloop deelneem soos die Comrades, dan kry jy tog nie 'n medalje as jy halfpad gekom het nie. Jy moet dit voltooi. En so ook met hierdie geestelike pad. Dan sê die skrif, hardloop so dat jy dit sekerlik sal behaal. Wie volhard tot die einde toe sal gered word. Geliefdes, in die tyd van kommunisme het die kommuniste baie keer die Christene gestuur na Noord-Siberië. Daar word dit minus 65 grade. En dat hulle daar in gevangenskap aangehou en hulle probeer oortuig om die Here Jesus te verwerp. En as hulle sien maar hulle kon die Christene nie kry om dit te doen nie, dan het hulle gevat daar en op die ys gesit. En dat hulle poedelnakend uitgetrek, sit hulle so ry van die Christene daar op die ys, op die sneeu. En dan kap hulle 'n pen in die grond in met 'n ketting aan hulle enkel. En dan staan die kinders van die Here daar op die ys. En dan sit daar 'n Russiese wag daar in 'n tent. En hy het sy vuurtjie daar, en hy het sy koffie en hy het sy konjak. En dan het hy die kinders van die Here geterg en getart. En hulle probeer oortuig om die Here Jesus te verloon. Dan sê hy vir hulle, man, verloon Jesus, dan kan julle hier saam met my in my tent kom sit en my koffie en my konjak drink. Ek glo dis mense wat dan volhard het maar net vereis en omgeval en gesterwe. In een geleentheid was daar weer 'n man wat daar gestaan het en net die oomblik toe hy voel maar nou gaan hy sterwe. Toe roep hy vir die wag uit. Hy sê ek sien nie kans om te sterwe nie. Hy sê ek sal saam met jou in jou tentjie kom sit. Ek sal Jesus verloon. Hulle sê daai wag kom uit daai tent uit gehardloop, sy oë is net so groot. Hy sê wat? Jy sê jy gaan Jesus verloon. Hy sê man, net voordat jy daai keuse uitgeoefen het, toe sien ek 'n laar van manne met wit klere, spierwit klere, wat gekom het, engele van God, wat jou kom haal het. Hy sê, jy kan maar in my tent kom sit, maar ek gaan in jou plek op die ys staan, want ek wil ook saam met daardie mense weggevoer word. Geliefdes, wie volhard tot die einde toe. Hy kon net nie volhard. Nou 'n paar jaar gelede, hier in Eritrea, 'n land net noord van Ethiopië, het 'n Christen daar uitgestaan vir die Here Jesus in 'n ou dorpie. En toe vang die moslems hom en hulle gooi hom in 'n kus, 'n doodskus. En vir 6 maande het hierdie man Pieter het hulle daar in die doodskus gemartel, hom uitgehonger en hom elke dag geslaan en hom probeer oortuig dat hy die Here Jesus moet verloon. Maar vir 6 maande het hy volhard. Hulle kon hom nie oortuig om die Here Jesus te verloon nie. En toe gooi hulle hom in die gevangenis nog vir 2 jaar. Maar daar het hy nog vir die Here gestaan en vir die Here gewerk en volhard. En deur die groot genade van die Here het hy reg gekry om te ontsnap en na 'n vlugtelingkamp te vlug. Wie volhard tot die einde toe sal gered word. Geliefdes, die koms van Jesus is naby. Al die tekens is daar. Maar die vraag vanmôre vir jou en vir my, is ons gereed die dag as Jesus kom? Hierdie skrif in Lukas 12:47 sê, die diensknegt wat die wil van die Here geken het, en nie klaargemaak het of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word.
Geliefdes, ons in Suid-Afrika het geen verskoning. Vandat ons amper sê van ons gebore is, word in ons ouerhuis, by die skool, by die weermag in die ou tyd, op die radio, televisie, die media, word vertel van die reddende genade van Jesus Christus en dat ons 'n heilige lewe moet lewe. Maar die vraag is, geliefdes, doen ons dit? Die woord van die Here sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Dit help nie net om tot bekering te kom en wedergeboorte en daar bly dit nie. Ons moet ook vorder in ons verhouding met die Here Jesus om soos hy te kan wees en soos hy te kan lewe. Vir my so tragies die gedeelte van die 10 maagde, dat die 5 wie genoeg olie gehad het, wie se lamp aan die brand was, hulle kon saam met die bruidegom ingaan in die bruilofsaal. Maar hoe tragies, dat die ander 5 wat nie genoeg olie gehad het nie, hulle moes hoor, gaan weg vir my, ek het julle nooit geken nie. Maar geliefdes, hulle was dan maagde. Maar die probleem was, hulle was nie gereed nie. Hulle was nie brandend vir Jesus nie. En my vraag vanmôre aan u wat hier sit, is u aan die brand vir Jesus? Het jy genoeg olie in jou kan om te brand tot Jesus kom? Ek is nie baie lief om dit te doen nie, maar een aand so rukkie terug, luister ek na iets op YouTube, en 'n dominee het 'n onderhoud met 'n vroutjie wat by duiwelaanbidder was. En hy wat toe tot bekering gekom het, en hy vra vir haar, maar wat het julle gedoen met die Christene toe jy nou 'n duiwelaanbidder was? Sy sê, ons het altyd geeste hulle pad langs gestuur om hulle te verlei. Geeste van onsedelikheid, van risie en twis en onmin en verdeeldheid en al sulke geeste. En hy vra vir, hy sê, maar het julle na al die Christene gestuur? En sy sê toe iets baie interessant. Sy sê, wanneer daar iemand ware wedergeboorte ondervind het, iemand wat nuut gemaak is, wat die skrif sê, iemand wat in Christus Jesus 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Sy sê, wanneer ons na daardie mense gaan, dan was daar 'n vlammetjie om hulle hart, en ons kon nie eintlik naby hulle kom nie. Maar sy sê, daar is ander mense, wat omhullis met vuur, mense, geliefdes, wat deur die herlewingsvure van die Heilige Gees aan die brand gesteek is. Nou, ek wil vanmôre vir u sê as gemeente, as daar iets is wat ons in hierdie tyd vir ons bid, is vir herlewing, maar ook dat die vuur van die herlewingsvure in Suid-Afrika sal brand, en ook in ons lewe. Wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Stry hard om daarin te kom, sê die woord van die Here. 'n Jong tienerdogter, wat in 'n ateïstiese huis gewoon het, 'n pappie en mammie het haar verbied om ooit iets van Jesus in haar huis in te bring. Geen Bybel of geen iets van Christendom mag in daardie huis genoem word. Maar op 'n naweek toe gaan kuier sy by 'n vriendin. En hierdie vriendin se ouers vat haar saam na 'n tentdiens. En daar by hierdie tentdiens het hierdie dogter haar hart vir Jesus gegee. En sy het waarlik wedergeboorte ondervind en sy is 'n nuwe mens gemaak. En voordat sy die naweek huis toe gaan, toe gee die ouers vir haar 'n Bybel. En daar by haar huis het sy maar die Bybel in die aand gelees hier onder die lakens met 'n ou liggetjie. Maar die ouers kom agter, maar hierdie kind is nie meer dieselfde nie. Sy is nie dieselfde mens nie. Hulle begin haar dop te hou. En eendag toe vang die pa haar waar sy Bybel lees. En hy was verskriklik kwaad. En hy sê vir haar, ek verbied jou. Jy moet Jesus verwerp en jy moet hierdie Bybel moet jy verbrand. Sy sê, ek kan dit nie doen nie. Hy sê, dan het jy nie meer plek in my huis nie. Dan moet jy trap. Hy sê, ek gee jou kans tot môre aand. As ek van die werk afkom, ek en jou ma, dan moet jy jou Bybel verbrand hê en jy moet Jesus verloon hê. Verwerp hê. Die aand toe sy by die huis kom, daardie dag het jou dogter baie gehuil, want sy is baie lief vir haar ouers. Maar sy is ook lief vir die Here Jesus, eintlik liewer vir die Here Jesus. En toe die ouers van die werk af by die huis kom, toe staan sy haar tasse klaar gepak. En sy is aangetrek. En sy sê, papi, ek is baie lief vir julle, maar ek het Jesus verkies. En die pa is briesend. En hy sê vir haar, trap uit my huis uit. En sy sê, reg papi, ek sal gaan. Maar gee my net een geleentheid om iets
op die klavier te speel en vir julle te sing. Ek gaan vandag, is nie so 'n goeie sangeres soos my suster hier nie, maar ek gaan vir julle sing wat sy daai dag gesing het. Baie bekende lied. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande makelsterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete skroeil Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Toe sy opstaan van die klavier en sy omdraai, toe staan haar pappie en haar mammie op hulle knieë. Hy sê, my kind, ons soek ook daardie Jesus. Ons soek ook dit wat jy het. En hulle gee hulle lewe vir Jesus. Liewe broer, liewe suster, vriend, vriendin, kan ander mense Jesus in jou sien? Kan hulle ook sê, ek soek dit wat jy het? Is jou lewe 'n trekpleister na Jesus? Of stoot dit ander mense weg? Ook in jou huis. Kan jou man, jou vrou, pa en ma, die kinders, sê dat jy dien waarlik die Here? Jou lewe getuig van die Here Jesus Christus. Jy weet, hulle vertel van 'n sekere sending, is amper klaar, wat hier in die Midde-Afrika by 'n stam gekom het, en hy vertel die dag van die Here Jesus. Hulle luister hom uit. Die volgende dag, toe hy weer met hulle begin deel, toe sê hulle vir meneer, wow, stop net. Ons ken daardie man waarvan jy praat. Hy sê, julle kan hom nie ken nie, hy het 2000 jaar gelede gelewe. Hulle sê, nee, ons ken hom. Hy lê begrawe daar onder die boom. Toe sou hy hoor, daar was 'n paar jaar terug, was daar 'n ander sending, wat ook daar gewerk het. En daardie man het gelewe, soos die Here Jesus gelewe het. Hulle sê, ons ken daardie man. Dan vra ek vanmôre vir u geliefdes, ken ander mense Jesus op grond van jou lewe? Die voorbeeld wat jy stel, die wandel wat jy het. Ek wil vanmôre vir u as gemeente sê, daar is nie meer tyd om godsdienst te speel nie. Die woord vir julle sê, skik jou om jou God te ontmoet. Geliefdes, kom ons kry ons lewens reg, sodat ons ook eendag sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Laastens, ons sing 'n ou liedjie, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Wil ek vanmôre vra, met wie gaan u en ek myself ook, eendag voor die Here staan? Van ander mense wat kan getuig, ons het Jesus in hom en haar gesien. Hulle het my vertel van die reddende genade van Jesus, en ek het ook tot bekering gekom. Dan sal dit wonderlik wees om te sê, Here, hier is my vrou, hier is my man, hier is my kinders, hier is my broers, my susters, my werksmense, my bure.
ek het hulle van Jesus vertel en hulle het ook Jesus ontmoet. Sal dit nie wonderlik wees? Mag die Here vir ons genade gee dat dit so sal wees in ons lewe. Kom ons sing dit so. Kom ons sing ter afsluiting van hierdie deel van die diens. Net daai eerste vers. Ons hoef nie musiek te speel nie, jy kan maar saam met my net sing. Neem my belade Heer, U gee my weersteer Heer. Laat my hart genierig en van dankbaarheid vervul. Neem my belade Heer, U gee my weersteer Heer. Laat my hart genierig en van dankbaarheid vervul. Ons buig ons hoofde. Here, baie dankie vir die belofte dat U woord nooit sal ledig terugkeer nie. Ek wil bid, Here, dat iets van dit wat vanoggend hier genoem is, tog maar in ons harte sal vassteek. En dat ons ook, Here, sal strewe om soos daardie sending te kan lewe soos Jesus gelewe het. Soos daardie dogter sy ouers gesê het, ons wil ook hê dit wat jy het. Dat ander mense dit ook van ons sal kan sê. Here, gee vir ons krag, gee vir ons genade om so te lewe dat U ook eendag vir ons sal sê, gaan in die vreugde van jou Heer. Baie dankie daarvoor, Heer. Ons eer U, ons loof U en ons dankie in Jesus se lieflike naam. Amen.